Nou ja, Thys is soos gewoonlik hier met sy Bull and Bear verslag om seker te maak die boeke klop. So Thys, ons gaan nou kyk na die syfers, maar baie dankie dat jy vanoggend weer hier by ons aansluit. Ag Elsa, dit is my so wat 'n voorreg elke maandag hier op julle te wees en gesels 'n bietjie oor finansies en natuurlik goeie goeders, slegte goeders, maar ja, dis wat ons doen. En jy help ons altyd om dit so mooi beter te verstaan. Ja. Nedbank het aangekondig dat hulle 'n meerderheidsbelang in NCBA Group in Kenia verkry. Waarom is hierdie transaksie so belangrik? As ek dink, nommer 1 is dit altyd baie goeie nuus, jy weet, veral as een van ons groot finansiële instansies byvoorbeeld uitbreiding doen in Afrika self en natuurlik bietjie net die eerste wêreldlande uit sulke transaksies uithaal. En ek dink ja, dis 'n positiewe approach ook vir Suid-Afrika, jy weet oor die algemeen. En dit sou vir my nogal great wees om te sien dat ons basies weet alles finansiële instansies byvoorbeeld in die hele Afrika aan kan kry en dan op baie maniere basies weet ook daai gedeelte te kan aankry, jy weet, in ons eie ekonomie as dit kom by uitbreidingskapitaal byvoorbeeld soos private beleggings, institusionele beleggings, bankbeleggings wat byvoorbeeld dan nou in Afrika opskuif na ontwikkeling toe en dat dit byvoorbeeld nie noodwendig uit eerste wêreldlande uitkom nie. En ek dink ja, daar is 'n baie positiewe skuif vir my van Nedbank af en ek is nogal ons 'n bietjie dop hou en kyk wat gebeur. Absoluut. Goed, die rand het ook hierdie week met mening versterk. Waardeur word dit hoofsaaklik aangedryf? Kyk, die groot ding vir die rand is, en ons het al 'n paar kere daaroor gesels, is maar kommoditeitsgedryf. So en weer eens as byvoorbeeld gaan kyk na Amerikaanse sentimente wat daar buite is, geopolitiese impak wat daar buite is. So Amerika basies weet doen homself 'n baie groot guns op hierdie huidige stadium. Jy weet in die prosesse waarmee hulle besig is, soos nou weer met Groenland en natuurlik jy weet as ons gaan kyk oor die algemeen oor die laaste jaar en 'n half, maar weer eens daar's 'n groter plan dink ek in aksie as 'n mens gaan kyk wat hulle monetêre beleid is rondom ekonomiese hervorming binne in Amerika wat hulle natuurlik wil afdwing wêreldwyd. So as 'n mens byvoorbeeld dan nou gaan kyk na 'n rand scenario en jouself daardeur wil verheug om te dink Suid-Afrika se ekonomie is op die regte pad of ons is besig om die ligte uit te skiet wat dit ook al sal wees, is dit nie eintlik die regte realiteit wat daar sou sin speel nie, want as ons mooi gaan kyk weer eens as gevolg van sekere faktore is ons rand sterker. So as daai faktore nie 'n rol gespeel het en jy het 'n baie, kom ons sê, sentimente tipe van 'n ekonomie gedrewe daar buite geopolitiese was 100% reg gewees, dan het jy nie hierdie tipe van aksies gesien binne in ons effektebeurs en baie keer na ons rand toe nie. So is amper soos daai ding van jy speel ten amper die beste span op papier, maar hulle presteer nie noodwendig, jy weet, soos wat hulle veronderstel is om te speel nie. En dit is eintlik daai ding wat daai scenario wat nou aangaan. So ons is amper nie die beste span nie, ons is eintlik die swakste span, maar kom ons sê teen die beste span en hulle basies weet speel nie hulle game vir die dag nie en daai beste en nou swakste span kry dalk hy wen. Ek dink dit is interessant om so daarna te kyk. Die Reservebank sê Suid-Afrika is op pad na 'n 3% inflasie teiken in 2026. Waarom is dit so belangrik? Ek dink inflasie is vir elke liewe verbruiker daar belangrik, hier buite in Suid-Afrika en selfs wêreldwyd. Inflasie vir my en jou is basies baie belangrik want ons kry jaarlikse salarisverhoging hopelik. Maar as ons byvoorbeeld daarna gaan kyk, jy weet, dit moet trant hou en dit moet byhou, jy weet, met koopkrag. So dis tipies daai ding van, jy weet, ons oupas en ons oumas en selfs ons nou al, jy weet, tot 'n groot mate as jy nou kinders het, jy kan nou nie daai gesprekke met jou katte nie. Maar as ek byvoorbeeld my kinders selfs nou gesels en ek gee dalk my ouderdom hier weg en ek sê byvoorbeeld vir hulle, ons het back in the day het ons 'n R1 gehad wat so groot was, jy weet, en as jy R2 noot gehad en 'n R5 noot, dan was jy die koning van die skool gewees. So met ander woorde, want jy kon soveel met dit kon gekoop het en dis die voorbeeld wat ons maar weer eens gebruik. Wil vandag, wat koop jy met R1? Wat koop jy met 'n R5? So dit is maar net daai ding van inflasie. Maar weer eens is dit nie 'n Suid-Afrikaanse ding nie, dit is 'n wêreldtendens. Is dit natuurlik om inflasie onder beheer te gaan hou. Maar ek wil net hier so 'n paar voorbeelde gee. Jy weet, en so vinnige oefening rondom dit doen, want as ons gaan kyk fisies na inflasie en die mandjie waaruit ek eintlik wat sou aankoop, ek en jy wat Elsa en Thys is. Byvoorbeeld as ons nou daai kalkulasie gaan doen en Statistiek Suid-Afrika wat byvoorbeeld sê ja, maar ons is tussen 3,5 tot 3,6%. Ja, as mense sekere mandjie vat, dan kan jy tot 'n mate tot daarby uitwerk. Maar bedoel jou normale mandjie waarna jy gaan kyk, is natuurlik word gebaseer op voedsel, elektrisiteit, brandstof, mediese fondse, versekering, behuising ensovoorts. Jy weet, so uit daai sommetjie uit byvoorbeeld, as ons vat voedsel 20%, elektrisiteit 15%, brandstof 10%, mediese fonds 15%, versekering 10%, behuising 15%, ander 15%, gee jy byvoorbeeld 100% se uitgawe wat jy byvoorbeeld nou maar per jaar.
So jou jaarlikse stygings op hierdie elemente, okay, met voedsel is omtrent 7%. Elektrisiteit omtrent 12%, 'n brandstof ongeveer 6%, mediese fondse 9%, versekering ongeveer 8%, behuising 6% en ander byvoorbeeld in 'n omgewing van 5%. So nou gaan jy maal jy dit met die gewig van inflasie en dan kom jy ongeveer uit by 7,6%. Okay. Ja. Nou as jy gaan kyk byvoorbeeld na 3,6% wat Statistiek Suid-Afrika vir jou sê en sê die teiken is 3%, maar in effek is dit vir my en jou en die meeste van die Suid-Afrikaners daar buite ongeveer 7,6%. So die misleiding agter, jy weet die kalkulasie is nie wat dit is veronderstel is om te wees nie. En ek dink ja, daai maak eintlik jou privaat sektor baie seerder as wat die effek is wat die regering dalk moontlik dink. Om te sê ja, maar kyk ons hardloop vir 3 tot 3,5%. Nou jou ander probleem wat jy byvoorbeeld daarmee het, is natuurlik as jy gaan kyk, ja, daai word mee onderhandel ook met unies en salarisverhogings. Om byvoorbeeld te sê, ja, daar's 'n 3,6% inflasie, so met ander woorde, ons gaan vir hulle inflasie plus 2 byvoorbeeld gee. Dan dink hulle nie 'n great deal. Jy weet, maar as jy mooi gaan kyk na die statistiek, eintlik nie great deal nie. Maar as jy weer eens ook gaan kyk byvoorbeeld na afgetredenes wat binne in die wat soms pensioenfonds bly van die regering, soos byvoorbeeld GEPF, hulle kry byvoorbeeld 'n jaarlikse verhoging van 75% van die wat saam inflasiekoers. So dan wanneer is inflasie byvoorbeeld teen 3,5% is hulle effekte koers wat hulle gaan kry omtrent 2,9. Maar daai persoon byvoorbeeld wat in aftrede is, moet leef teen 7,6%. Sure. Nou daai is traumaties. Ja, absoluut. En dis ook nie die eerste keer wat ons hier gesels oor misleidende statistiek nie. Ja, Maar nou internasionaal het die goudprys ook sterk gestyg. Wat Ja. sê dit vir ons? kyk, daai $5,000 marge, weer eens, ons het al wat van die begin van die jaar af al daaroor gesels, waar ons gesê het, ja, as byvoorbeeld 'n jaar en 'n half terug gekyk het en gedink het, ja, dat goud enigstens naby daai $5,000 marge sou gekom het, dan sou ons gesê het, ja, dalk nee. Net eenvoudig nee, daar's 'n manier nie. Ja. En ons is nou eintlik nog eers deur die eerste kwartaal van die jaar, nee, en ons is klaar bo daai $5,000 marge. So met ander woorde, daai impak is lewensgroot. En as ons weer eens ook gaan kyk byvoorbeeld, ons kan dit duidelik sien op ons eie JSE. So as ons bietjie daarna wat ons gaan terugverwys, is ons gaan kyk, jy weet wat die laaste week gebeur het, want is eintlik maar waar die verhogings nou weer gekom het met Groenlandse speletjies en alles wat saam met dit kom. So met ander woorde, net die laaste 7 dae is goud weer op met 8,01%. Ek bedoel 8% in 'n kwessie van 'n week se tyd is baie aggressief as ons so daarna gaan kyk. Maar weer eens as ons dan nou gaan kyk na wêreldmarkte se impak rondom dit. Jou S&P 500 het basies jy weet gewig verloor van 0,42%, jou Nasdaq het gewig verloor van ongeveer 0,12%, jou CAC het gewig verloor van 2,17%. So dit sê weer eens vir dis daai sentiment van daar word uit aandele uitgehardloop en dan word dan goud toe gegaan. Jy weet, juis as gevolg van geopolitiek. Hou van daai woord. Maar as ons dan nou gaan kyk terug na die JSE, jy weet die JSE weer op 5,2%, maar op kommoditeite. So kommoditeitsaandele. Ons industriële aandele is af met ongeveer 3,41%. So daar's 'n absolute, ek sou nie sê die woord manipulering nie, maar manipulering as ons so daarna gaan kyk van die realiteit. Om te sê ja, is ons regtig waar daadwerklik so goed op wat ons is, of ons net eintlik nou goed op papier op hierdie stadium, want ons het so een of twee wat saam impakspelers, wat natuurlik kommoditeite is, een van hulle. Wel, Thys, jy hou van die woord geopolitiek en ek dink ons bly vir 'n oomblik amper so half daarby, want met die fokus op die markte, wag daar ook moontlike rentekoersverlagings in Amerika. Ja, so as ons gaan kyk byvoorbeeld na die Fed, wat basies nou weer terug is by die tafel om sê hulle moet, wat sê nou hulle rentekoerse ook verlaag, is dit natuurlik 'n klein bietjie negatiewe impak wat algeheel oor hulle ekonomie kan wees, want as gevolg van rentekoersverlagings sal inflasie basies weet ook stabiliseer by hulle, maar daar's ook voordele vir hulle verbruikers daaruit. Jy weet, en dit is maar basies weet hulle kan bietjie meer leen. Daar's meer geld om nie van skuld af te betaal nie en dan natuurlik weet aan hulle ekonomie te kan
spandeer. So dit gaan nou natuurlik weer hulle binnelandse bruto produk bevorder, maar dit is weer eens ietsie wat 'n negatiewe impak op hulle is dat daar tog 'n laer tipe van 'n dollar scenario kan uitspeel en druk verder op die dollar gaan plaas. Jy weet waar Suid-Afrika weer voordeel daai kan trek en natuurlik ontwikkelende ekonomieë, want hulle betaal ook op die einde van die dag ook 'n klein bietjie minder af op hulle skuld. So ja, voordelig vir ons tipe van ekonomie, nadelig tot 'n mate vir hulle ekonomie, maar tog nie vir hulle verbruiker nie en terugwerkend kan dit weer vir hulle positief wees vir hulle bruto binnelandse produk en produksie. Ons het so 'n bietjie meer as 'n minuut oor, maar plaaslik sien ons groei en stabiliteit. Internasionaal is daar egter steeds risiko's. So, het jy miskien 'n laaste gedagte wat jy wil deel? Ek dink net as 'n mens gaan kyk byvoorbeeld, in plaas van om net na goud toe te hardloop, die risiko daarvan is natuurlik weer daai onmiddellike onstabiliteit wat ook kan plaasvind. Want so goed as wat hy hardloop byvoorbeeld teen 8% per week byvoorbeeld, kan jy byvoorbeeld 'n tendens sien wat hy weer met 30% oor 'n maand byvoorbeeld kan val. So wees net versigtig byvoorbeeld as jy byvoorbeeld nou hierdie goud rush amper al wil najaag jouself as 'n gewone verbruiker, net die risiko's daarvan gaan uitkyk om te sê ja, maar die fondsbestuurders en natuurlik jou groter reservebanke en jou groter lande basies weet koop hierdie goeder balk op met die idee van ja, hulle het 'n bietjie van 'n beskermingsmeganisme aan hierdie kant en hulle verswak die dollar terselfdertyd as gevolg van dan maar die omstrede wat nou maar omgaan, maar wees net versigtig want op die einde van die dag goud dra nie vir jou dividende, hy dra nie vir jou vaste groei nie, hy dra nie vir jou konstante groei nie en natuurlik jy weet is hy baie volatiel. So op die einde van die dag kom maar net weer terug na die markte toe. Ek dink ja, dit is maar eintlik maar waar die beste realiteit maar altyd van groei vir jou sal wees. Thys, soos altyd sê ek vir jou, ons waardeer die insig wat jy vanoggend kom deel het. Ek het gehoop ons nog 'n bietjie meer tyd, jy weet dat ek so 'n bietjie tyd kon steel om so 'n bietjie meer oor Davos te gesels, maar dalk 'n volgende week. Baie dankie. Nou ja, ons fokus net na die breek op 'n organisasie wat atlete met fisiese gestremthede ondersteun. So bly ingeskakel hier by Goeiemôre, Good Morning. Ons is nou weer terug en ek hoop jy drink al 'n koppie koffie.